Hallo mense, Japie hierso. Ek wil weer net gou kyk na die krokodil. Ag, krokodil. Ek en my krokodille, want hy lyk soos 'n krokodil. Hierdie draak onder die see wat Jesaja 27 vers 1 van praat. Ek wil na 'n paar ander dinge kyk, nie na skrifte hierdie keer nie. Hierdie keer wil ek kyk na ander dinge soos wat die temperature is van die see, byvoorbeeld die oseaan, die Atlanties. En oor brumasie. Brumasie is soos wanneer reptiele hiberneer of hibernate, dan noem hulle dit iets anders, 'n brumation. Dit gebeur gewoonlik as die temperature van water onder 'n sekere temperatuur gaan, dan gaan hulle in 'n stase in en dan soos wat hierdie draak nou onder die see in 'n stase is. Wat mense optel hierso is, hy is langs Antarktika hierso. Tussen Antarktika en Suid-Amerika, so die temperature hierom is baie laag. Ek sal nou vir julle wys hoe laag. En die nadeel is van die temperature is dat is besig om geleidelik op te gaan, né? So hoe meer dit opgaan, hoe meer kans is daar dat hierdie ding gaan uit sy stase uitkom en hy gaan begin beweeg meer en meer. En dis nog iets waarna ek gaan kyk, is hoeveel beweeg hierdie draak op die oomblik. Want daar is bewyse dat hy beweeg. So ek wil vir julle wys van die bewyse dat hierdie ding beweeg. En kom ons kyk hierso. Ek wil net weer wys sy posisie hierso, soos julle kan sien waar hy is. As hy beweeg baie, of ek sy kop 'n bietjie lig of enigiets, kan julle nogal vir julleself indink die groot tsunami wat dit sal veroorsaak. En wat gaan dit die ergste tref? Dit gaan Suid-Afrika die ergste tref, né? So ek gaan oor iets anders ook praat in verband met dit. Iets wat julle dalk na moet kyk. Dan in Suid-Afrika. Hulle sê hierso dat onder brumation, dis die woord brumasie. Hulle sê hierso, alligators generally stop eating when water temperatures dip below 21 grade Celsius. Dan begin hulle ophou eet. En dan as dit onder 13 grade gaan, as dit rondom 13 grade Celsius is, of onder, dan gaan hulle in 'n stase in. Dormancy. Dis soos asof hulle hiberneer. Nou dit is wat daai draak op die oomblik in is. Hy is in 'n stase, 'n stasis, want die temperature van die water daar is baie laag. Dis so rondom 5-6 grade daarso. Hulle sê hierso dat as hy onder, vir krokodille nou, as dit onder 4 grade gaan, dan kan hulle doodgaan. Maar dit is nou vir krokodille. Hulle sê vir elke tipe reptiel is dit anders. So ek gebruik nou maar 'n krokodil, want ek dink krokodil en draak is redelik naby mekaar. En as jy kyk na reptiele, die reptiel, die krokodil en die draak se koppe lyk 'n bietjie na mekaar. Daar's nie eintlik iets anders, 'n ander reptiel waarmee ek 'n draak kan vergelyk nie. So mens moet maar die inligting vat wat hulle gee van krokodille. Die temperature van die see, daily sea surface temperatures, en soos ons kan sien, is besig om op te gaan. Hier gee hulle vir jou datums van 1984 af, kyk hoe laag was hy, so gemiddeld 20 grade. Maar as jy dit nou vergelyk met vandag, dan is hy amper gemiddeld 21 grade. Laas jaar was hy omtrent gemiddeld 21 grade, so is klaar 1 graad warmer, die see, die oseane. En dit is 'n probleem, as dit te warm word, dan gaan daardie ding opstaan, of wakker word. En die feit van die saak is, as hy so uit sy stase uitkom, dan weet ons wat se tyd is dit. Volgens die Bybel is dit dan die slag van Gog en Magog. Dan gaan daardie weermag al reeds gereed wees in posisie om Suid-Afrika, om hulle aan te val. En dan gaan dit klaar in posisie wees en dan gaan daardie ding uit stase uitkom en dan gaan hy sy kop oplig
En daar gaan een massiewe tsunami wees. Mense, 'n massiewe tsunami. Ek het julle gewys hoe groot is hierdie ding se kop. Hierdie ding se kop is so wyd soos Suid-Afrika en sy lengte is hier van George af tot in Zambia. So. Dis die grootte van hierdie ding se kop. So as daai ding se kop, hierdie ding se kop oplig, dan ja. Die kuslyn hierso van Suid-Afrika gaan nie meer daar wees nie. Dis al wat ek kan sê. Wat julle sal moet doen en daarna kyk is julle sal moet bo die berg trek. As julle in die Weskaap is, sal julle moet trek na bo die berg. As jy nou wys van die kaarte van die berge van Suid-Afrika, dan kan julle sien waar. Maar julle weet seker in elk geval waar. Nou as ons hierso kyk na die temperature hier van nou hierdie draak lê net hierso, sy nek kom hier deur en dan sy kop sit hierso. So as jy kyk na hierdie temperature hierso, gemiddeld is dit so 5-6 grade daarso. Nou waar hy lê, 5-6 grade. So is nog koud, nog baie koud. Maar as hierdie temperature bly opgaan van die see, dan gaan hy nie meer vir lank daar rond lê nie. Hy is besig om te beweeg. Hy beweeg 'n bietjie. As jy kyk na, kom ons kyk net gaan na die kaart van Suid-Afrika, ons sien hierso is die bergreekse. So alles onder hierdie hoofbergreeks hierom, wat eintlik maar alles bekend staan, dink ek as die Drakensberg, maar hy kom maar so om. Maar hierdie geelgroen hier onder, hierdie klein bergies, stukke berge hierso, dit is seker hoog, maar hulle gaan nie 'n tsunami regtig keer nie. Die tsunami gaan verby hulle kan kom. Dis meer hierdie bergreeks hierbo, jy sal bo dit moet wees. As jy wil veilig wees met 'n tsunami van, ek weet nie hoe hoog, as daai ding se kop oplig. Ek het die idee hoe hoog gaan 'n tsunami wees, maar hy gaan massief wees. So jy gaan nie veilig wees in die Weskaap nie. Jy sal moet opgaan Noord-Kaap toe. Ek dink die Noord-Kaapse grens is hierso by hierdie berge in elk geval. As jy kyk hierso, daar gaan die rooi lyn. So die Weskaap, hier gaan die rooi lyn daar by die berge. So dis die Noord-Kaap. Jy sal Noord-Kaap toe moet gaan. Jy sal daarna toe moet trek. Hier is die Wes-Kaap, daar is die Oos-Kaap. Daar is daai lyn. Hier Oos- en Wes-Kaap gaan onder die see verdwyn. Ten minste vir 'n ruk. Want soos wat daai golf hier deurkom, gaan alles daar wegspoel. Ek dink natuurlik 'n gedeelte sal weer verskyn na 'n ruk. Maar ja, dit gaan heeltemal devastation wees daar. Niemand gaan oorleef wat hier onder is nie. Ek kan nie sien dat enigiemand gaan oorleef met daai krag van daai golf wat hier teen hierdie berge vasslaan hierbo. So jy sal moet wees bo hierdie berge daar. Al wat dit dan jy kan wees is Noord-Kaap. Noord-Kaap is maar die beste plek, mense. Natal gaan baie onveilig wees, Transvaal net so onveilig, en Vrystaat nie veel beter seker nie. Die Oos-Kaap is ook onveilig, maar hy gaan maar verdwyn, gedeelte van hom, onder die see seker. En die Wes-Kaap gaan ook deurloop. Daar was 'n profesie wat ek gehoor het van, hulle sê Tafelberg is 'n eiland. En ek kan dit nogal sien. As jy kyk die posisie van hierdie draak, ek weet, ander profete van soos hy Nieu-Seeland ou het ook gesê, daar uitgesien 'n klipval daar by die Cuba. Hierso by Cuba, hierbo. Daar by Cuba, net so onder Cuba, hierso rond. En hierdie gedeelte van hier Mexico onder tot hierso het verdwyn. En ja, hy het hierso geslaan iewers in die Cuba area. Puerto Rico, Cuba. Nou dit sal ook 'n impak hê natuurlik, hierdie golwe sal so afkom en hier die weste kant van Afrika tref. En hier oorkom hier by die Kaap moontlik. Maar kyk waar hierdie draak lê is nog 'n beter posisie vir 'n massiewe tsunami as jy kyk. Is net so reguit op en hy tref basically die hele Suid-Afrika. So jy kan glad nie by die kuslyne mee bly nie in die tyd waarin ons leef. Soos ek gesê het in my vorige video, volgens daar in Nieu-Seelandse ou, as dit waar is wat hy sê van die 777, 7 jaar vir Rusland en hulle alliansies om die westerse wêreld oor te vat en aan te val en te regeer oor hulle vir nog 7 jaar, so dis 14 jaar.
En dan eers daarna gaan hierdie nasies weer van hulle gebiede kan terugvat. En die rede wat ek gesê daarvoor is, dan het hierdie draak sy job gedoen. Dan het hy daardie Rusland en ander lande geïncinerate. Hy het hulle verbrand, soos wat die Bybel sê, dit gaan gebeur, in 2 Esdras 13. So dan het hy sy werk gedoen, en dan gaan Jahoua hom ons doodmaak volgens Jesaja 27 vers 1, want as hy nie doodgemaak word, dan vernietig hy die hele aarde basically. Want hy is so groot soos 'n kontinent, hierdie draak. Maar die Bybel sê dat Jahoua gaan hom met 'n swaard, sy swaard gaan hy hom doodmaak. Net soos wat hy Leviathan doodgemaak het, wat hier bo in Afrika lê. En ja, kom ons kyk verder. Soos ek sê, dit sal selfs Madagaskar affekteer. Jy kan nie op die kuslyn nie meer bly nie, in hierdie tyd. O ja, van die tydlyn. So, wat dit beteken as die slag van Gog van Magog, as daai ouetjie dan reg is dit so oor 14 jaar, wanneer die oorlog begin teen die wit Israel nasies, wat nog nie begin het nie. En wanneer dit begin, dan kan jy so 14 jaar wat aftel. Tydens daai tyd is die tweede Exodus, waar die wit Israel uitverkorenes gaan vlug Suid-Afrika toe. So Suid-Afrika se goed gaan dan redelik uitgesorteer wees dan alreeds, sodat hulle daar toe kan vlug. En dit gaan nie lank duur, hier dinge in Suid-Afrika nie. Want Jahoua wil die plek dan reg hê vir as daar mense kom. En daardie proses van die tweede Exodus gaan so 10 tot 14 jaar wees. En dan gaan hulle hier skielik kom om hier onder te omsingel, om aan te val. En dan gaan hy draak sy kop oplig. So oor 14 jaar. So julle sal maar in die volgende dekade of wat moet kyk om hier uit te kom uit hierdie kuslyne uit, boontoe, na die Noord-Kaap toe. Lyk of dit die beste bed sal wees, hier bo hierdie bergreeks so om, wat die Noord-Kaap sal wees, en Vrystaat Noord-Kaap. Dis maar die beste areas, lyk my, vir die wit mense. En alles hieronder dan kan gaan onder see wees, vir 'n ruk. Van dit gaan nie onder die see bly, van dit gaan moontlik nie weer bo die see uitkom nie. Maar soos ons kan sien hier, so in hierdie liggedeeltes was bo die see gewees op 'n tyd, en nou is dit onder die see, hierdie kant ook. Ja, net meer van die kuslyn gaan dan onder die see wees. Kom ons kyk hier so, dis ook maar 'n kaart van die kus, van die berge en waar die Noord-Kaap begin. Daar is die draak se neus en ons kan sien die aardbewings wat plaasvind in daardie area 3 weke terug was daar 4.7 magnitude, 10 km diep. Nou die South Sandwich Islands is hierdie eilande hierso om. Hierdie ene is die South Georgia eiland en dan is hierdie die South Sandwich Islands. Ek het op 'n vorige video vir julle gewys op die satelliet image van hierdie neus, kan jy sien, daar kom rook uit al hierdie gate uit, want dit is 'n draak. En as jy kyk na die temperatuur, verskille wat hulle wys in hierdie area, wys dit waar oral waar die gate van die neus is dit warmer. Wat weer eens wys, dit is 'n draak. Hulle sê hierdie is almal vulkaniese berge hierso om. Nou, dis nie vulkaniese berge nie, dis mos maar nou die neus van die draak. Hierdie donker lyn wat jy hier sien is die punt van sy bek. En hierdie waar hierdie merkies is waar die gate is van sy neus. En ons sien hoe so 3 weke terug 4.7 magnitude, 1 maand terug 5.3, 1 maand weer 5, 4.9, nog steeds 'n maand terug 5.2. So daar's redelik gereeld aardbewings hier, so want hierdie ding lê nie tube stil nie, hy beweeg 'n bietjie elke nou en dan. En as mens kyk hierso na waar gaan hy nou heen? As jy kyk hierso, wat het ek gedruk hierso? Southwest Silence. Ek dink is hierso, ja. Hierso, as jy die advertensies op kan gaan, ek het wat probeer toemaak daar. Earthquakes in die aardbewings in die laaste 24 uur. Vandag was daar een van 4.4 en dan 2 aardbewings in die laaste 7 dae.
van 5.1 en dan is daar 11 aardbewings gewees in die laaste 30 dae, so rondom 5.6. 95 aardbewings, amper 100 aardbewings in die laaste jaar in daardie area, van so gemiddeld 6.1. Nou, daar's twee hoër aardbewings gewees. Die een van die hoogstes was in 2021, toe is dit so 8.3 gewees. En magnitude, ons kyk hierso. Hier is hierdie magnitude. Hierso wys hulle die area, en daar is die neus van hom, soos ek julle gewys het, die neusgate ook. Hier sê hulle, op Augustus 12, 2021, a series of powerful earthquakes shook the South Sandwich Islands, is hierdie eilande hier waar sy neus is. The initial earthquake measured a magnitude of 7.5, just 3 minutes later, 8.1. Dis die hoë een, 8.1. So hulle het amper nie die 8.1 raak gesien nie, want hulle was so op mekaar, hulle het gedog, is maar net 7, daar rondom 7. En toe hulle mooi kyk met die, want dit het tsunamies veroorsaak al reeds, né? Dan gaan jy hulle nou wys die areas wat beïnvloed was met hierdie tsunamies. Rupturing the shallow subduction zone, the entire event lasted an unusually long 260 seconds. Unusually long, want dit is 'n dier. Dis nie tektoniese plate nie, dit is 'n draak wat daar lê. Dis hoekom dit unusual is. Daar's 'n rede hoekom dit unusual is. Want dit is 'n lewende dier wat hier onder die water lê. Vir 260 sekondes. Dit is 'n hele paar minute. Hoeveel minute is dit? 4 minute 20 sekondes. En dan sê hulle, the magnitude 8.1 earthquake ties as the largest earthquake ever recorded in this region. Wat nogal 'n storie is, want dit beteken hierdie ding begin meer en meer beweeg. En ja, dit sê vir jou wat kom. En the Atlantic Ocean as a whole, dus ja, in die Atlantiese Oceaan was dit die grootste een recorded. Along with the 1929 earthquake in this same region. Okay, so in 1929 was daar ook 'n hoë een gewees, maar soos ons kan sien, is amper 100 jaar terug gewees, en nou is daar weer een gewees, so amper 100 jaar later, en van dieselfde grootte, so ek dink jy gaan dit nou meer gereeld sien, hierdie aardbewings, jy gaan dalk klein tsunamies begin sien in Suid-Afrika area, waar die kuslyne daar gaan affekteer, tsunamies elke nou en dan, soos ek vir julle gewys het, daar is amper 100 aardbewings hier gewees, by hierdie punt alleen, hierso, net daar, 100 aardbewings in 'n jaar. Daai draak lê nie stil nie, hy is besig om daar 'n bietjie hy is seker moeg vir die posisie wat hy nou lê, en hy wil 'n bietjie draai. Nie regtig, maar ja, hy beweeg. Hy sit nie stil nie. Because the 8.1 quake occurred so closely behind the 7.5 event, the first quake had initially masked the second quake seismic signature. It was the unpredicted global spreading tsunami that gave scientists insight into the nature of the earthquake. Ja, toe hulle die tsunami sien, toe besef hulle, daar was meer as een aardbewing gewees, anders sou dit nie agtergekom het nie, of this extensive nature. So it helped to reveal the larger, longer quake as the cause. Luckily, no one was injured and no damage occurred from either the quake or the tsunami because of the remoteness of the uninhabited South Sandwich Islands. No photos from the 2021 earthquakes or resulting tsunamis exist. Ja, hulle sê, daar was nie foto's van het geneem nie. En widespread waves, although the tsunami was not destructive, it was recorded at many coastal sea level stations around the world as far away as 10,000 kilometers. Dis hoe ver dit gaan beïnvloed, 10,000 kilometer. Dis flippend ver. From its origin. After first, ek gaan julle nou 'n image wys van die areas wat dit geaffekteer het en hoe ver dit affekteer. Hoe ver opwaarts. With an observation of about 65 centimeters, 2.13 voet hoog. Lyk my, het was so 2 voet hoog. Die tsunami is maar klein geweest, maar nog steeds. Want daai ding het maar net seker ek weet nie, gegaap of iets. Nee, regtig nie. As hy gaap, dan is daai tsunami baie groter. Maar hy het 'n klein bietjie beweeg. Toe sit al reeds 8 op die Richterskaal en toe is die golwe al klaar 2 voet hoog.
in Eastern Madagascar. Dit is selfs Madagaskar geaffekteer. The tsunami is one of the few events to be recorded in 4 out of the 5 oceans. Since the 2004 Indian Ocean tsunami, ongoing research on this complex event will help improve earthquake monitoring and tsunami warning systems in the future. Okay. So hier is 'n prentjie wat dit wys, maar hulle blok maar die area van waar dit versprei. Ek gaan julle 'n beter prentjie wys nou. Hierdie ene. Hier is hy. Soos julle kan sien, hierdie swart deel wat so uitbeweeg, dit is waar sy neus is, waar daai gate is. Sy nek kom hier deur. Dan is sy kop en sy neus lê hierso. Daar waar daai swart daar in die middel daar rond is waar sy neus sit. As julle kyk hierso. Sien julle sy nek kom hier deur hier by Suid-Amerika en dan lê sy neus so ver en hy lê so 1/3 van Suid-Amerika na Suid-Afrika toe. 1/3, so lê hy sy neus daar. En as jy dit nou moet vergelyk hier so 1/3 sal wees trend. Ja, presies daar. Trend daar. Maar in elk geval, soos julle kan sien, hier sy neus lê hier rond. Dit versprei soos dit hier so wys, ek maak hom net 'n bietjie kleiner. Hier gee hulle jou 'n skaal van die grootte van die golwe, en soos wat dit wegbeweeg, word dit kleiner en kleiner en kleiner. So by die oranje deel is dit so 5 centimeter, dink ek. En ja, so hierdie groen-geel deel hier is maar so 5 centimeter tsunamies, maar klein. Kyk hoe ernstig is dit vir Suid-Afrika, né, en Madagaskar 'n bietjie erg. En dan Suid-Amerika natuurlik hierdie kant. Dit gaan Suid-Afrika basically die slegste tref. Suid-Afrika en Namibië gaan die ergste getref word deur hierdie draak as hy beweeg. Want ons kan sien die rooi gedeelte wat redelik hoog is. Swart en rooi is die twee hoogste dele. En dan sien mens is so 20 cm gewees daar. En die hoogste was daar groter as 30. Hulle het gesê dubbel 30, so dit was so 60. As dit so is, dan is die rooi 40 cm. So 'n bietjie oor as 'n liniaal lengte, meer as 'n liniaal lengte. Ja, so julle kan nou sien die areas wat dit gaan affekteer die meeste. Dis maar af weskant van Afrika, en maar ook Natal, tot selfs Mosambiek, bietjie, Madagaskar 'n bietjie, en dan Suid-Amerika se ooskus. Ek sien dit het 'n bietjie hier omgekom ook. Ek wonder of sy lyf 'n bietjie beweeg het hierdie kant ook, want dit het 'n bietjie hier op beweeg hier na die weskant van Amerika, Noord-Amerika. En ja, Australië Weskus van Australië sal seker 'n klein bietjie iets voel, maar as hy groot golwe maak, sal ook groot tsunamies wees hier by Australië. Maar ja, soos ek sê, Suid-Afrika gaan die ergste getref word. So julle moet maar wegtrek hierso by die kus. Dalk daaraan dink om 'n skuif te maak. Soos ek gesê het, as dit gebeur volgens daai tydlyn, gaan hierdie ding gebeur so oor 14 jaar van nou af, of wanneer hierdie Wit-Israel nasie begin aangeval word deur Rusland en hulle allies, wat die derde wêreldoorlog genoem gaan word, dan is dit so 14 jaar, dan gebeur dit. Dan as jy daar by die kuslyn nog bly, dan gaan jy nie meer daar wees nie, dan is jy nou weg, dan is jy daar iewers in die see, in die oseaan. Hier is 'n ander prentjie van die, kom ons kyk of ek oopmaak. Hulle wil dit so wys op 'n video. Maar nou nie video kyk nie. So ja, maar daar is hy. Dis maar so hy 'n klippie in die water gooi en hy beweeg so uit. Maar soos julle kon sien nou, Suid-Afrika gaan die ergste deurloop, né? Kyk aan. Suid-Afrika die ergste. So dis twee dinge wat Suid-Afrika gaan beïnvloed.
2 tsunamies. Dus dalk hierdie een wat hier val gaan hom 'n bietjie beïnvloed hierso op die Weskus. Maar hierdie ene hieronder van die draak self gaan die hele Suid-Afrika beïnvloed, affekteer. Maar dis wat ek oor wou gepraat het, vir julle gewys het. Ja, daar is baie aardbewings daarso. Ek het op 'n ander webtuiste, julle kan dit nou self 'n bietjie gaan opsoek ook, nou dat julle daarvan weet, gaan kyk 'n bietjie op oor hierdie South Sandwich Islands earthquakes. Tik dit in en dan kom maar op verskillende webtuistes van hulle sê vir jou hoeveel was daar in die laaste 10 jaar, hoeveel, nou kan julle daar kyk in die laaste 100 jaar, hoeveel was daar elke jaar gewees, kyk of julle sulke inligting kan kry, dan kyk julle of dit vermeerder per jaar. Hy was baie beweeglik gewees, so 2021, 22 was hy baie beweeglik. En ja, dit is nou sulke tyd. Maar dit wys ons maar net waar, dis maar net eintlik nog 'n bevestiging waar ons op die tydlyn en hoe na by die slag van Gog en Magog is, want ons weet wat is die werk van hierdie draak, wat hy veronderstel is om te doen. So dit wys vir ons baie duidelik, ons is nie in die groot verdrukking nie, mense. Ons is nie voor die 1000 jaar vrederyk nie. Hierdie goeters wat ek julle wys julle baie duidelik dat ons kan nie wees voor die 1000 jaar vrederyk nie. Want hierdie draak wat die Gog van Magog weer mag verbrand, gaan nou gebeur. En dit gebeur heel aan die einde van jou Bybel. Dit gebeur daar in Openbaring 20 en dan gaan hierdie draak sy job doen daar. Gog van Magog is na die 1000-jarige vrederyk. Dis nie voor die 1000 jaar vrederyk nie. So dit wys vir julle duidelik waar ons op die tydlyn. Ons is in die heel einde van hierdie aarde se bestaan. Ek het 'n ander video vir julle gesê, ons is nou in die jaar 7249 omtrent. So die 1000-jarige vrederyk was so van die jaar 6000 tot 7000, was die 1000-jarige vrederyk. So ons is so 249 jaar in die kort seisoen van misleiding nou. En die duiwel weet, die tyd is besig om uit te hardloop, ons kan sien die tyd hardloop uit, want hierdie draak is besig om te beweeg, al hoe meer en meer. Die oseaan is besig om warmer en warmer te word. So hy gaan nie vir ewig in stase bly hierso nie. As dit see warm genoeg is, die oseane, dan gaan hy wakker skrik. En dan is dit groot konsternasie wêreldwyd. In elk geval, dis wat ek julle wou gewys het hieroor, is baie interessant. Ek is bly ek het hierna gaan kyk, 'n bietjie. En doen maar julle eie research hieroor ook, nou dat julle weet van hierdie goed. Bye bye.